Mense, dis 'n pragtige maandagoggend. My naam is Frik Weideman en jy's ingeskakel by my bakkie boodskap. Vanoggend wil ek met jou gesels oor 'n pad wat min mense kies. Die woord kom na my en jou toe vandag in die boek van Matteus hoofstuk 7, vers 13 en 14, waar daar 2 wees, en jy het hierdie boodskap nou al 1000 keer gehoor. Daar's 'n breë pad wat na die verderf lei, en dan is daar 'n smal pad wat na die lewe lei. En baie mense het eintlik 'n verkeerde sienswyse oor hierdie smal pad. Die smal pad is nie 'n moeilike pad nie. Dis nie moeilik om die gawe van die ewige lewe te hê nie. Die smal pad is 'n pad wat ek goed nie kan saamvat nie, en dis hoekom dit 'n smal pad genoem word. Ek kan byvoorbeeld nie trots en hoogmoed en die eie ek en 'n wêreldsgesindheid en 'n verdeelde hart en ongehoorsaamheid saamvat. Dan is ek op die breë pad, maar die smal pad is die pad wat 'n pad van suiwering is, 'n pad van heiligheid, bruidskap, gehoorsaamheid, geloof. En ongelukkig, en die woord sê dit nie ek nie, die woord sê, en daar is baie wat op daardie pad is. Die smal pad beteken ek kan nie alles saamvat nie. Dis goed wat ek in my lewe moet besluit om afstand te doen van. Ek kan nie hierdie goed saamvat en verwag ek geniet die koninkryksorde nie. Mense, die afgelope ruk is koninkryksorde vir my belangrik. Trots en kompromieë met Egipte, met Babylon, met die wêreld. Mense is nie toelaatbaar in die nou weg nie, of die smal pad nie, want dit lei na die lewe. Dit is vandag vir my belangrik om vir jou te vra, want min mense kies hierdie pad. Weet jy wat vereis die smal pad? Dit vereis 'n totale oorgawe. Om te sê, hier is ek en nie, hier is ek, kies my, soos wat Jesaja gesê het, stuur my. Dis die nou pad. Om 'n verskil te gaan maak, om op te staan en uit te staan vir sy koninkryk. Mense, dis die nou pad. Dis die smal pad, en dit lei na die lewe. Ek bedoel, die meerderheid sê, maak en doen wat jy wil, en dis okay, maar Yeshua sê, volg my. Volg my, nie die meerderheid nie, nie die gepepel nie, nie die volke nie, volg my. Die wêreld sê die meerderheid. Yeshua kom met sy liefde en sy genade en hy sê, volg my. Inteendeel, hy kom in Johannes 14 vers 15 en hy sê, as jy my liefhet, bewaar my gebooie. Nou mense, op hierdie pragtige maandagoggend is dit vir my belangrik om net aan jou deur te kom klop, dat jy regtig tot 'n keuse sal kom, want min mense wil hierdie pad kies, en dat jy van vandag af hierdie pad sal kies. Want hy het hierdie volk 12 verspieders uitgestuur het, toe kom 10 terug met 'n verslag om te sê, ons gaan dit nie maak nie. Die meerderheid sê, ons gaan dit nie maak nie. Maar 2 sê, Joshua en Caleb sê, ons gaan dit maak. Hoekom? Want Jahwe die Almagtige is met ons. Die meerderheid was verkeerd. Die minderheid wat op die smal pad gewandel het, het 'n gees gehad van standvastigheid. Nou daar's 'n pragtige Hebreëse woord wat die woord standvastigheid beskryf, en dit is emuna. Emuna beteken standvastigheid. En nou kom ek na jou toe vandag. Dalk of miskien word jy deur jou familie geetiketeer, kom ek stop gou hier langs die pad. Dalk word jy, omdat jy die keuse gemaak het om op die smal pad te wees, dalk word jy deur jou familie en vriende en kollegas geetiketeer, omdat jy emuna, jy het 'n standvastigheid, jy dissipline, jy het 'n standaard om te sê, maar dis die pad wat ek wil loop. Ek wil nie die pad van die meerderheid loop nie, ek wil die pad loop van Meester Yeshua, dis waarvoor ek geroep is, dis my doel op hierdie aarde. Miskien verstaan jou familie nie, as gevolg van die feit dat jy's gehoorsaam aan die woord van Genesis tot die boek van Openbaring. Miskien spot mense of praat agter jou rug vanweë die feit dat jy het 'n standvastige gees, emuna. So vanoggend op hierdie pragtige maandag is my gebed vir jou, dat ek en jy sal afklim van die breë pad wat na die verderf lei, en dat ons die smal pad sal volg. Ons volg die herder. Die wêreld sê, volg die meerderheid. Yeshua sê, volg my.
En die feit dat jy alleen stap beteken nie jy is verkeerd nie. Die meerderheid is nie altyd reg nie. Die vraag wat ek vanoggend wil vra met hierdie bakkie boodskap is, volg ek die skare of volg ek my meester? Is hy my bruidegom? Is hy my verlosser en my saligmaker? Ten minste, hy die ultimate prys vir my en vir jou betaal, sodat ons die gawe het van die ewige lewe. Vir wie volg jy? Min mense kies hierdie pad. Dis 'n pad van volharding, is 'n pad van geloof, is 'n pad van emuna, met ander woorde standvastigheid. Dis 'n wilsbesluit. Ek neem my wil en ek plaas dit onder die wil van Jahwe, die Almagtige. My gebed vandag vir jou is, dat ek en jy, wat na hierdie boodskap luister, wat opgeteken is in Matteus hoofstuk 7 vers 13 en 14, dat ons die pad sal stap van die lewe. Meester Yeshua sê op hierdie maandagoggend, volg my. Nie die meerderheid nie, maar volg my. Want ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. En wanneer ons in hom bly, dan staan ek en jy vir die waarheid. En dis die smal weg. Die breë weg vat alles saam. Wêreldgodsdiens, wêreldgesindheid, kompromieë. Ons drink die water van Moab, Egipte en Babylon. En die woord sê, kom uit onder haar uit, my volk. En dis wat ek en jy vandag gaan doen. Dit is die smal weg. Min mense kies hierdie weg. Mense, baie dankie. Frik Weideman, bakkie boodskap, elke maandagoggend. Mag die vrede van Skepper God met elkeen wees. Shalom.